Die Here verander harde harte in aanbidders. Dis wat kom gebeur. As ons na die laaste deel van hoofstuk 1 kyk, die Here verander harde harte in aanbidders. In vers 13 sê die manne het hard geroei om weer die vaste land te bereik. Maar hulle kon nie, want die see het al hoe onstuimiger geword rondom hulle. Al hoe onstuimiger geword. En julle, ek wil hê jy moet sien, terwyl jy kyk hier, die manne wou regtig nie vir Jona oorboord gooi nie. Hulle het uitweg gesoek, hulle wou roei. Hulle het uitweg gesoek, maar sonder om 'n prys te betaal. En nou ons lees verder, dat die see onstuimiger geword het, rondom hulle. Maar dit is die patroon, as ons kyk na die hele skrif, vriende, is daar's mense wat poog om sonde te omseil met allerlei pragtige praatjies, sonder om 'n offer te ontvaar, sonder om vir my en vir jou te sê, weet jy wat, dis tyd dat ons kruis sal opneem en afstaan met die dinge van die verlede. En daardie pogings wat ons maak om sonde te omseil, om dit weg te steek, loop altyd uit op die dood. En ons weet dit, vriende. Want Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê, julle is inderdaad uit genade gered, nie deur geloof nie. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede op homself trots te wees nie. Ons kan nie trots wees nie, en ek weet nie of jy dit weet nie, maar jy kan nie hard genoeg rooi nie, en jy kan nie genoeg fake wees oor fantasties en oulik wees nie, want die Here gaan dit uitwys, vriende. Daar is slegs een offer wat 'n storm in my en jou lewe kan bedaar. Ongelooflik hoe dit ook uitwys hier in hierdie verhaal na Jesus wat kom. Daar's slegs een offer. En in Jona se geval, vriende, wie was die offer? Jona was die offer. En daai oomblik toe hulle vir Jona gevat het, hulle het hom oorboord gegooi, toe stop die storm onmiddellik. Ek wens ek kon klap, net die juffrouens maak mos onmiddellik. Dramatic effect. Sit hom in. Onmiddellik stop die storm. En in daardie oomblik, vriende, kan jy vir jouself indink, jy's daar in die see saam met hulle op daai bootjies, kan jy dink, hierdie manne wat vroeër die oggend besig was om na hulle eie afgode uit te roep, sien wat om hulle gebeur. Toe Jona die water tref, het hulle geweet, hierdie is nie besig om iets van die natuur te wees nie. Hulle is besig hier om met die lewende God, die skepper van die heelal te werk. Dis hy. So mooi. Ons het vroeër gesê, Jona het uitgeroep en hy het gesê, die Here my God, Yahweh, Jehovah, stamsnaam beteken verbondsnaam, afhangende van wat se vertaling jy na kyk. Dis die Here. Dis die Here waarmee jy hier handel. En Jona 1 vers 16 sê, die manne het toe baie bang geword vir die Here, en hulle het vir hom 'n offer gebring en geloftes aangelê. En ek het vir jou in die begin gesê, ons gaan by vers 16 kom en jy gaan wat sien? Eindig hierdie hele hoofstuk af met Jona? Nee, dit eindig met die manne. Met hierdie geharde matrose wat voor God kniel, want hulle weet met wie hulle hier te doen het, vriende. En as ons praat van hy het bang geword, of die manne, die matrose het bang geword, dan beteken dit nie, vrees, bang nie. Hierdie is 'n Ou Testamentiese manier om te sê, hulle was godsvreesendheid in hulle harte in daardie oomblik. Hulle het geweet, hierdie is nie 'n fake afgod soos wat ons gehad het nie, maar hulle het 'n eerbiedige oorgawe gemaak. Hoe weet ek dit? Hoe weet ek hulle was nie bang nie? Want dit sê vir ons, hulle het offers gebring en geloftes afgelê. Die Engelse woord is vir gelofte is 'n vow. Right? Hulle het geloftes, vows afgelê. Dis nie manne wat besig was om bang te wees vir hierdie God nie. En vriende, in daardie oomblik sien ons hierdie manne, hulle het nie net 'n storm oorleef nie. Wat hier gebeur het op daardie water, het hulle getransformeer. Dis hoe bekering lyk, vriende. Dis hoe bekering lyk. En hierdie evangelisasieplan wat ons hier deur die einde van Jona kry, het ons manne wat buite die wil van die Here geloop het. Mense wie gedink het nooit gered sal kan word nie, gebruik die Here Jona se foute
en hy kom bekeer hulle. In 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort, julle ken die vers, is 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe het gekom. Vriende, dit is wat genade doen. Dis wat genade vir hierdie mans beteken het op daardie boot. Dit maak nie saak wat in die verlede gebeur het nie. Die Here kom gee vir my en vir jou 'n nuwe identiteit, 'n nuwe toewyding, nuwe lewensrigting soos wat hy vir hierdie matrose kom gee het. God red nog geharde matrose vandag, vriende. Amen. En dis my gebed. Ek het 3 vrae wat ek graag mee wil afeindig. Die orkes, julle kan maar so lank opkom. Ek het 3 vrae wat ek graag by jou voete vandag wil kom lê om te vra. Vraag nommer 1 is, weet jy afgeskryf wat God nog roep? Nie jy nie, want ek en jy kan nie mense red nie. Slegs Jesus kan hulle red. Hy is die weg, hy is die waarheid. Moenie ophou bid vir daardie mense nie. Vraag nommer 2 is, wat wil God hierdie storm vandag in jou lewe doen? Wat wil hy in die storm in jou lewe doen? En dalk sit jy vandag in 'n storm omdat jy jou eie keuses gemaak het. En jy moet nou hier deurkom en in daardie oomblik bid ek saam met jou dat die Here jou sal wys hoe hy jou kan gebruik in jou storm. Want sien Romeine 8 vers 28 sê God sal hoeveel te goeie mee laat saamwerk? Alles. Hy sê hy sal alles ten goeie mee laat saamwerk vir die wat hom liefhet. En as jy vir die Here Jesus liefhet, vriende, dat beteken dit hy gaan die storm in jou lewe gebruik. Hy gaan die ontbloting van jou sonde gebruik. Hy gaan dalk die skaamte wat jy in jou hart op hierdie oomblik voel gebruik en die mislukkings, alles waardeur jy gaan hy gebruik as 'n instrument van genade in jou lewe. Vraag nommer 3 is ek self dalk 'n harde en geharde matroos? Vriende, sit jy dalk vanoggend hier en jy's ver van God af. Sit jy dalk hier en jy voel jy's besig met jou eie afgode. Jy bou dinge van die werk, die lewe, finansies, al hierdie ander dinge is belangriker as die skepper van die heelal. Sit jy vanoggend dalk hier en jy's bang vir die storm waarin jy sit. Of dalk is jy Jona. Dalk sit jy vanoggend hier en jy's Jona en jy sê die regte woorde. Jy het die regte teologie, maar jy slaap. Of laastens, jou belydenis is perfek, maar jou lewe wys dit nie. Vriende, wil ek vir jou kom goeie nuus gee. Ek wil jou vanoggend kom goeie nuus gee as ek na die woord van God, as ek na hierdie geharde matrose kyk, vriende, dan is dit dieselfde God wat matrose red, wat profete kan kom herstel. Dan vra jy vir my, hoekom is hierdie mense op die bord? Wel, ons het nog nie weer 'n foto geneem nie, Johannes, dalk tyd om 'n nuwe foto te neem, waar hier was ons 400 mense. Vriende, 'n profeet is iemand wat die woord van God moet uitneem in die wêreld, om verlore mense te kan bereik, en om hulle te kan vertel van 'n redder, en sy naam is Jesus. Wie is daai profete vandag? Ons is die disippels. Ons is die mense wat vandag geroep is, om die boodskap uit te dra, vriende. God gee nie op nie. Die God wat ek en jy dien, vriende, gee nie op nie, en hy gebruik Jona, hy gebruik sy mislukkings, hy gebruik die slaap, hy gebruik die vlug, hy gebruik die storm op die see, en hy sit dit om in redding vir mense, wat ons nie gedink het gered kan word nie. En daarom, vriende, wil ek jou vanoggend kom bemoedig en vir jou vra, word wakker. Word wakker, vriende. Dalk is dit tyd dat ons sal raak sien wie die matrose is, wat in hierdie oomblik om ons sit. Maar my gebed is dat jy ook sal raak sien, dat jy nie per toeval geroep is om te wees waar jy vandag is nie. Wat ons van hierdie deel van hierdie teks kan leer, vriende, is dat Jesus het 'n plan. Hy het 'n plan. Hy gaan dit uitvoer. En vriende, dis nie omdat ek en jy waardig is nie, maar is omdat die God, wie die skepper van die heelal is, gewillig is. Amen.